Voor ons begin, kom ons sit so en dan bid ons saam. Here ons God, ons dankie vir die reën wat daar buite geval het. Ons dankie Here vir u goedheid. En dat ons ook weet dat al gaan ons deur donker tye in ons lewens, dat u altyd by ons is. Dat u hand oor elkeen van ons hou, dat u ons vertroos in tye van hartseer, dat u bly is saam met ons in tye van blydskap. En dit is my gebed vanoggend dat u ook ons harte sal oopmaak wanneer ons met hierdie reeks begin, dat ons dit deel sal maak van ons lewens en dat ons ook sal verstaan wie ons is in Jesus Christus. Ek bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. So hierdie reeks die titel van die reeks is Kom soos jy is. En dit is die uitnodiging wat Christus maak aan alle mense. Is dat ons na Jesus toe kan kom, na God toe kan kom en dat ons kan kom op die plek waar ons is in ons lewens. Dat ons het nie nodig om eers iets te gaan regmaak voordat ons na God toe kan kom nie. As jy dit sê, dan sê jy eintlik jy moet eers gaan bad voordat jy gaan stort. Okay, so kom net soos wat jy is. God sal die res doen. Eendag het ek iemand gehoor wat dit was 'n video wat ek gekyk het en iemand het vir die persoon gevra, beteken dit ek moet ophou dagga rook voordat ek na Christus toe kom? Want dit was vir hom 'n groot issue. En toe sê die persoon, nee, jy hoef nie. Toe sê hy, maar wat bedoel jy? Toe sê hy, jy kom soos wat jy is. Met al jou stikkend, met al jou probleme, met alles waarmee jy worstel in jou lewe. En soos wat jy in verhouding leef met God, begin hy om jou te oortuig van goed wat verkeerd is in jou lewe. En hy, deur sy gees, werk in mense se lewens in, om mense se lewens te kan verander. Ons kan alles probeer op ons eie. Ons kan verander dat dinge aan die buitekant anders lyk, as wat dit miskien verlede week gelyk het. Maar totdat ons op 'n plek kom waar dit jou hart verander, sal dit nooit in jou lewens, dit sal nie 'n permanente verandering wees nie. As jy 'n permanente verandering wil maak, moet dit aan die binnekant begin. Dit moet in jou hart begin. En ons moet toelaat dat deur die Heilige Gees, dat God ons oortuig van goed in ons lewe wat 'n probleem is of wat nie regtig is soos wat hy dit wil hê nie, en dat ons dit sal toelaat dat sy Gees ons oortuig van dit wat verkeerd is en dat dit dan sal verander. Maar die uitnodiging is dat ons na God toe sal kom, dat ons na Christus toe sal kom op die plek waar jy nou is en toelaat dat hy die verandering in jou lewe teweegbring. En dit is 'n permanente verandering wanneer God jou gees verander, wanneer hy jou denke vernuwe. Dit is iets wat permanent is in jou lewe. So dit is nodig dat ons na God toe sal kom net soos wat ons is. En toe het ek nou gister gaan kyk, die 3 vrae wat mense die meeste vra rondom God. Nommer 2 is, bestaan God regtig? Bestaan God regtig? En miskien wonder jy nog daaroor, né? Want daar is goed in jou lewe wat gebeur, so bestaan God regtig? Vir my is dit 'n maklike vraag om te antwoord en ek sal sê ja, dit is. Maar daar was tye in die verlede wat ek gewonder het, maar bestaan God regtig? Maak hierdie regtig sin, hierdie Christen wees storie. En daar's al hierdie vrae wat jy het. En dan kom jy op 'n plek waar God jou oortuig om te sê, maar ja, hy bestaan regtig. Maar miskien is dit jy wat die vraag vra wat die meeste gevra word. Want daar gebeur iets in jou lewe, daar is dood in 'n gesin, daar is verlies van werk,
Daar is siekte wat jou oorval as jy gedink het alles is fyn. En dan vra jy die vraag wat die meeste gevra word: as God bestaan, hoekom laat hy slegte goed met goeie mense gebeur? Hoekom laat hy toe dat daar goed in ons lewe gebeur wat ons nie voorsiening voorgemaak het nie? Dat ons begin vra, maar as God wel bestaan, hoekom laat hy toe dat al hierdie goed gebeur? Miskien het jy dalk 'n ervaring gehad met iemand wat sê dat hulle Christene is en jou ingedoen het met besigheid. Ons het daar waar ek groot geword het, ek 'n ou gehad, en al wat 'n advertensie is wat hy gehad het, het hy 'n teksvers gehad. Maar boetie, as jy met hom besigheid doen, moet jy al jou oë oop hou. Okay? Want dis die smile en dan daarna, dan vind jy uit maar, dit was toe nou nie so lekker as wat ek gedink het dit gaan wees nie. Of miskien het jy dalk 'n ervaring gehad met die kerk, dat die kerk jou teleurgestel het. Of miskien het jy 'n ervaring gehad met die feit dat jy op God vertrou het en hom vertrou het vir iets en dit het nie gebeur nie. En jy voel dalk baie keer maar, jy weet, die teenoorgestelde gebeur. Hoekom laat God toe dat slegte goed met goeie mense gebeur? En dit is natuurlik 'n preek op sy eie. Okay, so ons gaan nou nie daarna toe gaan vanoggend nie. Maar die feit van die saak is dat ons wonder baie keer oor, bestaan God, en miskien moet ons nie die vraag vra, bestaan God nie, miskien moet ons as Christene die vraag vra, is dat, aangesien ek glo dat God bestaan, hoe verander dit my lewe? Wat is die impak wat dit het op wie ek is as 'n persoon? En die feit dat God bestaan en dat ek glo in hom, wat kan ek anders doen? Hoe kan ek anders leef as 'n kind van God? Hoeveel anders sal my lewe lyk as ek weet dat God bestaan? Wat sal verander in my lewe? En die antwoord is alles. Alles sal verander. So wanneer ons vanoggend lees ons uit Johannes uit. Nou Johannes, baie beskeie, hy het gesê hy is die disipel wat Jesus liefhet, né? Dan praat hy van homself. Soos wat jy die evangelies lees, Matteus, Markus, Lukas, elkeen het 'n spesifieke uitkyk op wie Christus is. En Johannes begin van die begin af om te sê dat Jesus is die koning. So hy fokus op Christus se koningskap. Hy begin deur te sê dat Jesus het mens geword, die woord was by God, die woord was self God en die woord het mens geword. Met ander woorde, van die begin af erken hy dat Jesus Christus die seun van God is en hy erken die koningskap van Christus. So dit is waaroor die Johannes evangelie gaan. Daar's geen onduidelikheid by Johannes wie Jesus Christus is nie, wat hy doen en dat hy die seun van God is nie. So dan lees ons in Johannes 1 vers 43. Daar staan, die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en hy sê vir hom, volg my. Kom net soos wat jy is. Los alles waarmee jy besig is en volg my. Filippus was van Betsaida afkomstig, van dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathanael en hy sê vir hom, ons het hom gekry, van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef. En dan is Nathanael in ekstase, né? En wat sê hy? Kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom? Ons het die Messias gevind. Ons het die seun van God gevind. En hierdie ou se reaksie is, kan daar enigiets goed uit Nasaret uitkom? Kan daar enigstens iets goed uit Virginia uitkom? Kan daar enigstens iets goed uit die Vrystaat uitkom? In plaas daarvan om te kan erken dat Jesus die seun van God is, wonder hy, is daar enigstens iets moontlik om iets goeds uit Nasaret uit te kom? Wanneer ons bewus word van God se bestaan, hoe verander dit jou lewe?
Dink aan die oomblik toe jy bewus geword het dat God bestaan in jou lewe. Hoe sien jy hom? Wat se idees het jy van God? Want ons het almal vooropgestelde idees van wie God is en van wie God moet wees. Daar's mense wat sê dat God moet iemand wees wat as ek hom nodig het, moet hy doen wat ek vir hom sê. So ek kan vir God beveel om sekere goed te doen en hy moet dit doen want hy is mos 'n liefdevolle God. Hy is 'n genadige God. Ons het almal hierdie idees van wie God is. En dit bepaal baie van waar ons groot geword het. So ek was baie tradisioneel groot geword, hè. Die Happy Clappies was daar onder in die dorp. Hè, hulle het daar 'n gebou gehuur. Ons regte gelowiges, ons gaan kerk toe. Okay? So daai mense is vreemd, ons is reg. Né? Daai tyd het jy nog ouderlinge en diakens gehad, hulle het skerrye gesit, né? Wit, swart, almal lyk soos pikkewyne, né? Die ouderlinge sit aan die kant en die diakens sit aan die kant. En dan kom die dominee daarin met 'n toog aan, hy gooi hom so, lyk soos Batman, né? Jy was bang vir daai ou, hoor. Kyk as jy daai jas aan het, dan moet jy weet, vandag is jy in die moeilikheid. En dis hoe ons groot geword het. So ons het hierdie idee gehad van wie God is. Ons sien God op 'n sekere manier, want dit word baie keer gebaseer op hoe jy geleer is wie God is. Want Nathanael het ook 'n vooropgestelde idee gehad van wie Jesus Christus is. Is dit enigstens moontlik dat daar iets goeds uit Nasaret uit kan kom? So wat is jou idee van wie God is? Hoe sien jy hom? Wie is hy in jou lewe? Die eerste ding wat baie keer is dat God is ver of hy is afwesig. Daar's 'n tannie wat 'n liedjie gesing het. God is watching us from a distance. Né? Dis mense was mal oor daai ding. En dis so ver van die waarheid af. Okay, ek weet nie wat se God se aanbid nie. Maar ons word met hierdie idee groot dat God is ver en hy is afwesig en hy kyk na ons van 'n afstand af. Dat hy nie teenwoordig is nie, terwyl ons in die Bybel lees dat God is 'n God van verhouding. Hy is 'n persoon. Hy is nie maar net 'n wese daar buite nie. Ander godsdienste het hulle eie gode wat sê dat ons moet na God toe gaan. Ons moet 'n pelgrimsreis aanpak om by God uit te kom ten minste een keer 'n jaar. Want dit is waar God is. Dat hy is ver van ons af. Hy is afwesig. Hy is nie deel van ons lewe nie. Hy is nie deel van wie ons is nie. En terwyl ons in die woord van God lees dat hy is die een wat die skeiding tussen ons en hom kom wegvat het. Toe Jesus gesterf het, toe die gordyn geskeur. Want daar was 'n plek waar net die hoëpriester kon ingaan om in God se teenwoordigheid te wees, om mense te verteenwoordig by God. En dan kom God en hy sê, deur dit wat Jesus Christus gedoen het, is die skeiding tussen my en jou verwyder. Dat God is nie ver en afwesig nie, maar hy is hier by ons. En Filippus vra vir Jesus, hy sê, hoe lyk God? In Johannes hoofstuk 14, dan vra hy, wys vir ons die Vader. Dan sê Jesus vir hom, as jy my gesien het, as jy my gehoor het, as jy my ervaar het, dan het jy die Vader gesien, gehoor en ervaar. Want Jesus het vir ons God kom wys. Met Jesus se geboorte is gesê, en hy sal genoem word Immanuel, God met ons, by ons, betrokke in ons lewens, in ons hartseer, in ons blydskap, in ons pyn, in ons siekte, in alles wat ons is. God is hier, hy is nie ver van ons af nie. Daar gebeur goed in ons lewe en ons betwyfel baie keer die teenwoordigheid van God, maar hy is altyd by ons. Dit is hoekom
Dis hoekom Jesus gehuil het toe hy by Lazarus se graf gekom het, want hy was deel van die mense. Maar jy moet dit glo. Jy moet glo dat God met jou is, dat hy by jou is, dat hy vir jou omgee, dat hy nie 'n wese is wat van ver af na ons kyk nie, maar dat hy betrokke is in elkeen van ons se lewens deur sy gees. Dit is hoekom Jesus gesê dat ons sal sy gees ontvang, dat hy die hele tyd by ons is. Dat ons in God se teenwoordigheid kan wees. Ons dink aan God dat hy kwaad is. Hy's nie net ver nie, maar hy's ook kwaad. Want hy kyk na die wêreld en hy kan nie wag om iemand te straf nie. Ons sien God baie keer word hy uitgebeeld as hierdie wese wat kwaad is en net die hele tyd daarop uit is om mense te straf, wat nie die waarheid is nie. Ja, God is 'n God van liefde en genade, maar God is ook regverdig, so hy gaan nie toelaat dat jy as sy kind aanhou om die verkeerde lewe te lei nie. Hy gaan nie toelaat dat mense in hierdie wêreld aangaan om te doen wat hulle doen nie. Jy gaan verantwoording moet doen van dit. Dis wat die woord van God vir ons sê. God is nie iemand wat die hele tyd kwaad is nie. Hy's 'n liefdevolle God. Maar hy vereis dat ons getrou is aan hom. En dan die derde ding is dat mense baie keer dink God is 'n pretbederwer. Nee, ewe skielik mag ek niks meer doen nie. Ek mag nêrens meer gaan nie. Ek moet van al my vriende ontslaa raak. Ek moet maatjies maak by die kerk. Nee, God probeer ons lewens beheer. Dis nie wat hy doen nie. Ons is as jou kinders klein is, nee, dan kry jy sulke plastiek goedjies wat jy in die muurproppe indruk, sodat nie hulle vingers daar indruk nie. Dis nie omdat jy simpel is en nie wil hê jou kind moet pret hê nie, maar jy wil nie hê dat jou kind iets moet oorkom nie. Want jy's lief vir jou kind. As ons as ouers dit doen, hoeveel te meer sal God dit in ons lewe doen om vir ons te sê, maar luister, dit wat nou besig is om te gebeur in jou lewe, die verhouding waarin jy is, die plek waar jy is, die mense saam met wie jy uithang, al daai tipe van goed, is dit regtig iemand wat jou nader aan my trek, of is dit iemand wat jou wegtrek van God af? En dan kom God liefdevol en hy kom fluister dit in jou oor en hy kom sê vir jou, dink weer. Maar dis nie asof hy jou stop en sê jy mag dit nie meer doen nie. Jy kan, want jy het 'n keuse om te maak. Maar God is iemand wat sy kinders beskerm. Die psalmskrywer sê dat God is soos 'n hen wat haar kuikens bymekaar maak en hulle beskerm onder haar vlerke. Dit is wie God is. Hy is nie maar net iemand wat ons pret wil bederf nie, hy is iemand wat vir ons omgee en die beste wil hê vir ons lewens. Dat ons hom kan dien in vryheid om te kan weet dat hy God is en dat hy betrokke is in elkeen van ons se lewens. En dan is die vraag, as dit die verkeerde opvattings is, wat is die regte goed? Wat het Jesus Christus kom sê aangaande God die Vader? Die eerste ding wat Jesus kom sê het, is hy sê, God is ons Vader. Hy is ons Pa. Hy is nie net alomteenwoordig, alwetend en almagtig nie. Hy's nie net al daai groot teologiese woorde nie, maar wat Jesus kom sê is, hy is jou Pa. En miskien sit jy vanoggend hier en sê maar, ek kan glad nie daarmee assosieer nie, want jy weet nie wie my Pa was nie. Jy weet nie hoe my Pa, my aardse Pa, wat se invloed hy in my lewe gehad het nie. Jy weet nie hoe hy my mishandel het nie. Jy weet nie wat sy impak in my lewe was nie. Ek weet nie. Jy is heeltemal reg. En ons as aardse paas probeer om vir ons kinders die beste te gee, en dan kom God en hy kom sê, maar ek is jou Pa. En dan moet ons idee van Pa wees verander. Om te sien dat God is iemand wat omgee. Hy is heilig. Hy is anders as ons aardse paas. Hy is iemand wat jy kan vertrou.
Hy is iemand vir wie jy jou lewe kan gee. Hy is iemand wat jou lewe heeltemal kan verander. Dat jy sal besef dat God is meer as net die skepper van alles, maar hy is jou pa. Nie net die Vader nie, maar joune. Iemand wat vir jou lief is, iemand wat vir jou omgee. Dis hoekom Jesus sy disippels leer bid het om te sê, ons Vader wat in die hemel is. Daar is verhouding wat ons het met God en met wie hy is. Dat hy vir ons omgee, dat hy vir ons lief is. Die tweede ding is, wat ons moet verstaan is ons identiteit. En in die volgende 3 weke gaan ons oor 3 goed praat. Ons gaan praat oor identiteit, ons gaan praat oor intimiteit, en ons gaan praat oor integriteit. Want wanneer ons in 'n verhouding is met God, dan moet ons ook verstaan wie God is. Met ander woorde, God is ons Vader, hy is die een wat vir ons omgee, hy is die een wat alles in stand hou, maar ons moet ook verstaan wie ons is in Christus. En die eerste ding is dat ons identiteit verander. Dat ons nou aan God behoort. Dit leer ons om anders op te tree. Om anders te luister, om ander dinge te doen, want ons identiteit verander, en ons sal volgende week in meer diepte daarin ingaan, want ons is nou nie meer, ons behoort nie meer aan onsself nie, ons behoort aan God. En Christus verander ons lewe, en dit bepaal ons identiteit. Jesus kom sê dat ons identiteit verander, en dan kom sê hy ook, dat God is 'n plek van veiligheid. Die psalmskrywer skryf, dan sê hy, die gelowiges hardloop na God toe, want hy is 'n veilige vesting. Dat in ons tyd van nood, hardloop ons na God toe. In ons tyd van hartseer, hardloop ons na God toe, en ons kniel voor hom, en ons val op ons gesig, en ons skree op hom, en ons doen alles. Want ons weet, ons kan dit doen, want hy is ons Vader, hy luister na ons. Hy is 'n plek van veiligheid. Dat ons veilig is by hom, en dan die laaste ding is dat God maak alles nuut. Daar's baie mense wat sê dat wanneer God in jou lewe inkom, dan verander hy jou. En hy verander jou nie. Hy maak jou nuut. Die Bybel sê, God maak alles nuut. Wanneer jy jou lewe vir Christus gee, dan maak hy jou nuut. Hy verander nie net hier en daar 'n dingetjie nie, hy vryf jou nie net bietjie blink nie. Hy maak jou nuut, jy word 'n nuwe skepping. Jy word 'n nuwe skepsel. Jy word deel van die gesin van God, van wie hy is. Dat hy jou lewe heeltemal verander. Dit is hoekom Paulus sê in Romeine 12 vers 1, hy sê ons moet ons gedagtes verander sodat ons vernuwe kan word, sodat ons kan weet wat vir God goed, aanneemlik en volmaak is. Want hy verander, hy maak ons heeltemal nuut, hy maak alles anders in ons lewens. Dit is wie hy is en dit is wat hy doen. As jy na hom toe kom, want hy sê, Johannes 1 vers 12 sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om wat te wees, om kinders van God te wees. Met ander woorde, God is ons Vader. Hulle is dit nie van nature nie. Nie uit die drang van 'n mens nie, en nie uit die besluit van die man nie, maar hulle is uit God gebore. God trek ons na hom toe. Wie van julle het een oggend opgestaan en gesê, ek dink ek wil 'n Christen wees. Anyone? God trek ons deur sy gees. Iemand sê vir jou iets, iemand soos Filippus kom na jou toe en sê vir jou, ons het Christus gesien. En daar's iets binne in jou wat verander, en dit kom nie uit jouself nie, maar dit kom uit God se gees wat jou trek,
Want Christus sê, niemand kan na die Vader kom as die Gees hom nie trek nie. As God die Vader hom nie trek nie, kan niemand na my toe kom nie. God werk dit in ons lewens. Paulus sê vir ons word gered uit geloof, deur genade. En selfs daai geloof kom nie uit onsself nie. Dit kom van God af. Want God is die een wat ons trek. God werk iets in ons lewens. God het jou gekies. Want dit reën daar buite. Jy kon vanoggend by die huis gebly het. Maar jy is hier. Want op 'n stadium het God iets in jou lewe gedoen en hy het jou getrek na hom toe en hy het jou lewe verander sodat jy sy kind is en dat hy jou pa is. Nie deur ons eie drang nie, nie deur ons eie begeerte nie deur ons eie behoeftes nie, maar deur God wat goed verander in mense se lewens word hulle getrek om deel te wees van die koninkryk van God. Hy doen dit in elkeen van ons se lewens. En hy nooi ons uit om ons te vertrou, om hom te vertrou, want nou gaan dit nie meer oor bestaan God nie, nou gaan dit oor 'n feit van ek het iemand anders in my lewe nodig op wie ek kan staat maak, wie ek kan vertrou. Iemand buite myself. Want kyk, as ek op myself moet vertrou, is ek in die moeilikheid. Want dan doen ek wat ek wil doen. Dan volg ek die begeertes van my vlees. In plaas daarvan om te hoor wat God vir my sê, wat hy wil hê ek moet doen, dat ek in alle omstandighede in moeilike tye waardeur jy gaan, dat jy God kan vertrou vir wie hy is. Johannes 1 vers 46, Filippus het gesê, kom kyk toe Jesus vir Nathanael sien aankom, te sê hy, daar is 'n ware Israeliet. Nathanael vra vir hom, waar vandaan ken jy my? En dan sê Jesus vir hom, ek het jou daar onder die vyeboom gesit. En dan sê Nathanael, nou is dit 'n ander storie, né? Net nou het hy gesê, kan daar enigstens iets goed uit Nasaret uitkom. En nou toe Jesus met hom praat, toe sê hy, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Iets het in sy lewe gebeur, want hy het God ontmoet. Hy het Christus ontmoet en dit het sy lewe verander. En ewe skielik het hy gesien, maar Jesus is nie maar net 'n mens met 'n aardse pa nie. Jesus is nie maar net iemand wat uit Nasaret uitkom nie. Jesus is die seun van God. En dan sê Jesus vir hom, glo jy omdat ek vir jou gesê het dat ek jou onder die vyeboom gesien het? En dan sê Jesus verder vir hom, dit verseker ek julle sal die hemel oop sien en julle sal die engele van God sien op en af klim na die seun van die mens toe, want julle sal groter dinge doen in hierdie wêreld. Christus het Nathanael se hele lewe verander. Hy het besef dat hierdie man uit Nasaret uit is dit wat hy nodig het in sy lewe. Want hy kan nie op sy eie klaarkom nie. Dit kom alles deur die werk van God af. Kom nie uit 'n mens nie. Kom nie uit 'n mens se begeertes of 'n mens se drange nie. Dit kom uit dit wat God in ons lewe doen, dat hy ons lewens heeltemal verander, dat ons die ontdekking sal maak dat God is ons pa, dat my identiteit verander as gevolg van dit wat Jesus Christus gedoen het, dat ek kan weet dat God is 'n veilige vesting en dat ek kan weet dat God alles nuut maak in my lewe. Dat God soveel meer is as wat ons nodig het. Dat ons nie meer die vraag sal vra of God bestaan nie. Maar dat ons die vraag sal vra, kan ek regtig leef sonder God? Dat ons bietjie van daai ou goed wat ons het, daai ou sieninge wat ons het rondom wie God is, dat ons daarvan sal ontslaa raak. Dat ons sal weet, hy is ons pa, dat ons sal weet, hy het ons aangeneem, ons is sy kinders. Want jy weet, as jy kyk na jou kinders, dan kan jy sien, dan sê hulle gewoonlik vir jou, daai een, aard na sy pa. Gewoonlik, wanneer my kinders aanjaag, dan sê ek, jy is jou ma se kind.
As hulle goed doen, dan sê ek, jy is my kind. Nee? Maar jy sien in jou kinders se lewens wie die pa is en wie die ma is, hoe hulle optree en jy weet hoe hulle sit, hoe hulle loop, hoe hulle alles in hulle lewens doen. Want ons het 'n impak op ons kinders se lewens. Ons dra op 'n sekere manier ons eie identiteit oor aan ons kinders. En God kom en hy sê dat wanneer ek jou red, wanneer my gees jou oortuig dat Christus my seun is en wanneer jy deur sy gees verander word, dan dra ek my identiteit oor in jou. En wanneer God na ons kyk, dan kyk hy nie meer na ons soos jy is nie. Want hy sê jy kan kom net soos wat jy is. Maar wanneer God nou na ons kyk, dan kyk hy na ons deur dit wat Christus gedoen het. Want Christus staan tussen ons en die Vader en hy kyk na ons en hy sien skoon gewas deur die bloed van Christus. Gereinig deur dit wat Christus gedoen het. Vergewe as gevolg van die sonde wat Christus op homself geneem het. En jy is nie meer anders nie, maar jy is nuut. En jy behoort aan God. En hy is jou Vader, hy is jou veilige vesting, hy verander, hy maak alles nuut en hy gee vir jou 'n nuwe identiteit. Here, ons dankie dat ons baie keer kan loskom van ons tradisie en die manier hoe ons U sien. Maar Vader, dat ons kan weet dat ons U kinders is, dat ons 'n plek is waar ons veilig kan wees. Maar nie net dit nie, Here, dat U deur U Gees ons lewens vernuwe en verander, dat ons nader aan U kan beweeg, dat ons in U 'n veilige vesting het, dat U vir ons omgee, dat U ons 'n nuwe identiteit gee deur Jesus Christus. My gebed is vanoggend, Here God, dat ons in hierdie paar weke wat voorlê, dat ons sal opnuut ontdek wat U vir ons gedoen het, hoe ons lewens verander is en wie ons nou is deur Jesus Christus. Ek bid vir hierdie gemeente. Ek bid ook vir hulle wat vanoggend soveel hartseer en soveel pyn beleef. Here, dat U deur U Heilige Gees 'n vrede vir hulle sal gee wat geen mens kan verstaan nie. 'n Vrede sal gee wat net van God afkom. Want dit is al wat ons kan vra in hierdie tyd, Here, is dat daar genesing sal wees. Die pyn sal altyd daar wees, Here, maar dat daar vrede sal wees en dat U by elkeen van hulle sal wees. Ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.